Ek groet julle weer eens in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus, elkeen op Facebook ingeskakel, hartlik welkom. Pastoor Martin Impact Bedieninge, wil ek elkeen vir julle verwelkom. En mag hierdie boodskap julle vind daar waar julle is. En voor ons begin vanoggend met die woord, moet ons die Heilige Gees vertrou, maar die woord moet ons harte te initieer, om die woord moet ons harte te berg. Amen. Want die Heilige Gees is die spreker. Die pastoor preek, maar die Heilige Gees spreek. Amen. Hy is die spreker. So met ander woorde, dit is wonderlik om die Gees van die Here toe te laat om die woord lewendig te maak in ons harte. En kom ons, voor ons albei uitkom, vra vir die Heilige Gees vanoggend. Kom ons praat sommer saam in die plek vanoggend. Sit jou hand op jou hart en sê, Heilige Gees, vind my deur hierdie woord. Vind my hart, vind my omstandighede. Vind my lewe in 'n beter plek. Amen. Nooi die Heilige Gees elke keer so uit, voordat jy die woord lees, voordat jy by die woord uitkom, want hy is die outeur van hierdie boek, en hy weet wat hy aangaande jou lewe spreek, en wat hy vir jou beplan in jou lewe. So die Heilige Gees is die spreker, hy is die wysheid bring en die insig vir ons om elkeen deur die woord openbaring te ontvang, en ook dat ons deur die woord kan groei en sterker word elke dag, en ons lewe kan rig op sy welbehae, sy verheerliking. Amen. En omdat die woord van die Here maak die verskil. God is in sy woord, hy doen alles deur sy woord, sonder die woord sal God niks doen nie. So ons moet op die woord staan, op die woord altyd staat maak, maar die Gees van die Here dryf die woord, hy lei ons altyd in die waarheid deur die woord. Amen. Voor ons by die woord uitkom, kom ons bid sommer saam met die woord. Vader, ons sê vir die baie dankie, die woord is lewend en kragtig, skerp is tussen 'n swaard wat indring in ons gees en ons siel, en elke gedagte vir ons bevrug en Here beoordeel. Ek dank U dat ons harte aan U behoort vanoggend, Here, dat ons harte, Here, nie verdwaal in die weef van die wêreld en die weef van omstandighede en die weef van bekommernis nie, maar ons harte gerig is op U vanoggend, Here, om hierdie kosbare woord te ontvang. Here, mag U hierdie woord ryklik seën in elke siel. Mag hierdie woord tot seën wees vir elkeen wat dan luister, Here, en mag Here dit klank vind ook by elkeen se gees. En wat dit onmoontlik lyk, Vader, dat U dit moontlik maak vanoggend in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen en amen, liefde Here. Kom ons kom by die woord uit vanoggend. Ek wil met julle praat vanoggend baie spesifiek oor praying for the impossible to become possible. Hoeveel keer het jy al gebid oor omstandighede, dit lyk of daar niks gebeur nie, lyk of dit nie wil begin gebeur in jou lewe of begin deurbreek nie, maar vanoggend wil ek hierdie woord eintlik as 'n bepeinsing, 'n woord ek oor bepeinsing hierdie week, vir julle voorlê, en vir julle wys, maar wat by die Here is alles moontlik, hy kan alles wat onmoontlik lyk, moontlik maak. Amen. En hier sit getuienisse hiervan, ons Lynn, sy weet die Here kan alles moontlik maak, en die Here het al bewaar deur soveel dinge wat met daar gebeur het. Elkeen van ons in hierdie plek het 'n getuienis waar die Here ons bewaar het. Amen. En elke kan sê, die Here het my daar deurgedra, die Here het my gehelp deur daardie omstandighede. Ek is nog steeds hier. Amen. En ons kan die Here prys en eer daarvoor. Wees dankbaar ons harte vir die woord. Prys die Here. Die Here bring sy woord en stuur sy woord om dankbaarheid te hê en oorvloedige lewe te beleef in die Here. Amen. En ek hoop hierdie klank is reg agter. Ek kan dit mooi hoor. Is reg so. Goed, kom ons sien wat die Here vir ons leer deur sy woord in Markus 11 vers 24. Therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it and it will be yours. Believe that you received it and it will be yours. Amen. Not believe that you're going to receive it, but believe that you already received it, sê die woord, and it will be yours. Amen. So, op ander woorde, as ons elkeen bid, Jesus het hierdie vir hulle vertaal en gesê, I tell you whatever you ask for in prayer, wat ook al, jy bid in die naam van die Here. Het jy al vir groot goed gebid in jou lewe? Ons bid baie kere vir klein goedjies, maar jy 'n bietjie vir groter goed begin bid in jou lewe. Die Here vertrou vir die groter dinge. En wat ook al jy vra, sê die Here sal ek vir jou gee, mits jy alreeds glo dat jy dit alreeds ontvang het. Prys die Here. So ons elkeen moet glo terwyl jy bid. Ek het dit reeds ontvang in die Here. Dis alreeds myne. En ek sê reeds dankie daarvoor in die naam van Jesus. Amen. Baie kere dan bid ons en ons is bekommerd nadat ons gebid het. Nou, en ons weet nie dat ons bekommernis is eintlik die vrees dat dit nooit gaan gebeur nie. En dit is eintlik waar ons moet begin onderskeid tref. Het ek geloof as ek bid? Of is ek dankbaar as ek bid? Want wat sê Filippense 4 vir ons?
ons moet bid met dankseggings en met smekinge, met versigtinge, met dankseggings. Nou, met danksegging, dis 'n manier om eintlik op die einde van die dag te sê, maar ek weet, dit wat ek gebid het, nou ontvang ek, en Here kan dit vir my gee, hy het vir my gegee, ek ontvang dit nou met dankbaarheid, Here, want U het dit alreeds moontlik gemaak vir my, in Jesus naam, amen. Ons kyk na 'n paar dinge, en ons weet ook, dat die Here kan alles doen, die Here wat alles gedoen het, alreeds vir ons, is die een wat alles doen, wat ons dink kan nie gedoen word nie, né? En die Here het reeds dit gedoen in die kruis vir ons, en ons weet ook, as gaan we die skrif 'n bietjie afbreek, sê ons, Jesus het gesê, dat jy dit kan ontvang, nou, en ons ontvang het vanoggend met dankbaarheid. So, die Here spesialiseer in die onmoontlike, dit is sy veld, amen. Hy spesialiseer in die onmoontlike, want hy is die God van die moontlike, halleluja. So maak die saak in die wêreld, die fisiese realm, waarin ons woon, en waarin ons wandel, dinge lyk baie keer onmoontlik, dinge lyk baie keer, dit kan nie gebeur nie, maar die Here sê, ek spesialiseer in die onmoontlike. Kyk na die Rooi See, Exodus 14, amen, dat die Here 'n Rooi See kan oopmaak, dat daar 'n klomp mense deur die Rooi See trek, en hy hulle verlos, amen. Kyk na die Daniël 6, Daniël in die leeukuil, hoe dat die leeu se bekke gesluit kan word, hongerleeu's, en die ander mense wat ingeval het, die Bybel sê voor hulle die grond getref het, was hulle almal opgeëet. En in Daniël se geval het die leeu se bekke gesluit gebly, prys die Here, amen. Die Here wat die onmoontlike kan doen, die Here in Johannes 11 het Lazarus opgewek, wat na 4 dae al begin ruik het. Sy liggaam het begin verteer. En hy het water en wyn verander in Johannes 2. So die Here kan dit die onmoontlike moontlik maak, mits ons dit glo vanoggend. En hierdie skrif opstaan en sê, Here, ek weet, by U is alles moontlik. Kom ons doen dit saam vanoggend en prys die Here, dat alles moontlik is alreeds in Jesus naam. Die sleutel vir al hierdie dinge is geloof natuurlik. Om te bid met geloof en met vaste vertroue. Want niks is te hard vir die Here nie, of niks is te oorweldigend vir die Here nie. Nou, kom ons kyk na 'n paar skrifte rondom dit. Lukas 1 vers 37, for with God nothing is impossible. Amen. With God nothing is impossible. Jeremia 32:27, I am the Lord, the God of all mankind. Is anything too hard for me? Die Here sê niks is oorweldigend vir my nie. Ek spesialiseer in die moontlike, ek kan alles vir jou moontlik maak. Jy moet net kom en wanneer jy bid, glo jy ontvang dit alreeds en ek maak dit moontlik in die naam van Jesus. Genesis 18:14, is anything too hard for the Lord? Daar in die begin, in Genesis, is daar reeds verklaar, niks is onmoontlik by die Here nie. Matteus 17 vers 20, if you have faith as small as a mustard seed, nothing will be impossible for you. Nothing will be impossible. If you have faith as small as a mustard seed. Nou die grootte van die mosterdsaad tel ook. Dit is 'n baie klein saadjie. Dit is dis eintlik soos 'n stukkie sand, 'n sandkorreltjie, nou. Wat jy in jou hand vashou. Dit is 'n baie klein materie. Maar die Here sê deur dit, al het ek geloof so klein so mosterdsaad, kan ek die onmoontlike uitvoer vir jou. Amen. Dit gaan nie daaroor om die Here te vertrou. 'n Mosterdsaad is ook 'n baie vinnig groeiende geloof. So met ander woorde, 'n mosterdsaadjie as in die grond val, groei baie vinnig. So dit is interessant dat as in die grond val, is dit 'n baie vinnig groeiende saad. Die Here vergelyk ons geloof met 'n mosterdsaad en sê, as jy bereid is om die geloof vinnig te laat groei ook. Amen. Met ander woorde, in die woord te bly, by sy teenwoordigheid uit te kom, om saam te aanbid in gees en waarheid, om by mekaar te kom as 'n kerk, en die Here te aanbid saam, as kinders van die Here. Amen. Die gemeenskaplike samekoms van die gelowiges. Die Bybel sê, ons moet dit nie minag nie, en dit nie mis nie, in die boek van Hebreërs 10. Efesiërs 3 vers 20, now to him who is able to do immeasurably more than we can ask or imagine. Amen. Het julle al so gebid? Here, U kan doen ver bo wat ek kan bid of dink. Dis wat Efesiërs 3 vers 20 sê. Here, wanneer ek bid, het U 'n ander plan bo my verwagtinge en U voer daardie plan uit bo my verwagtinge, bo wat ek kan bid of dink, Here.
So die Here sê, ek het groter dinge vir jou beplan, bo wat jy kan bid of dink, want ek is die God van die onmoontlike. Jeremia 33 vers 3, call to me and I will answer. Call to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things. Amen. Ek sal vir jou groot dinge bekend maak en dinge wat jy nog nie eens bespeer het nie, dinge wat jy nog nie eens nagevors het nie, dinge wat jy nie eens van weet nie, het ek reeds vir jou beplan. En ek gaan dit uitvoer vir jou en ek gaan jou antwoord op daardie dinge, sê die Here. Amen. So, jou situasie wat onmoontlik lyk, is God se uitnodiging. Amen. Dis God se uitnodiging. Jou situasie wat lyk, dit wil nie skuif nie, dit wil nie beweeg nie, dit is bietjie stubborn, dit is hardkoppig. Die Here sê, elke geslote deur is 'n openlike uitnodiging vir sy krag. Amen. Dink bietjie daaraan. Die deur wat voor jou gesluit is vanoggend, is 'n uitnodiging vir God se krag om bekend gemaak te word. Amen. Daai deure wat toe is, sê die Here, dit is 'n uitnodiging om my krag in jou lewe te demonstreer. Prys die Here. As die omstandighede, die uitdagings, dit wat onmoontlik lyk vanoggend, kan jou grootste vriend wees. Amen. Ek kan jou grootste vriend wees, want die Here sê, dit is jou geleentheid om na my toe te hardloop in die omstandighede. Amen. So, die omstandighede is jou grootste vriend. Amen. Want dit sê, dit laat jou toe om na God toe te hardloop as die enigste bron in jou lewe, die enigste middel, die enigste oplossing. So, maak nie saak wat area dit is nie, jou huwelik, jou finansies, jou omstandighede, jou gesondheid. Die Here sê, ek kan dit alles moontlik maak, want ek is die God wat daarin betrokke is. Amen. So, in die boek van Markus 11 vers 24, die Bybel sê, believe that you received it. Amen, wat nou nog gekyk. En hy sê, whatever, nie sekere dinge nie, nie dinge wat sin maak nie, maar die hele fokus hier is oor die belofte wat onbeperk is. Amen, whatever. Dis 'n onbeperkte uitnodiging wat God vir jou gee. 'n Onbeperkte uitnodiging sê, wat ook al jy vra, daar is nie limitasies nie, daar is geen beperkings in wat jy kan vra vir my nie. Dis hoekom die Here sê in Jeremia 33 vers 3, call to me vir alles wat jy nodig het. Amen. Call to me. Het jy al uitgeroep na die Here toe vir ietsie? Baie intens. Baie intens vir die Here. Dit is baie kere die uitroepe van ons harte wat die meeste tel vir die Here. Wanneer jy nie meer kan nie en jou hart roep uit en sê, Here, ek weet U kan. Here, ek vertrou U kan. Amen. En dit is waar die Here wil hê ons met harte moet wees. So, believe that you have received it. Dit is verlede teks, nou. Believe that you have received it. Amen. You have received it. Waar het jy dit ontvang? 2000 jaar terug in die kruis, het hy alles uitgestort tot lewe en godsvrugtigheid. Amen. You have received already on the cross. Hy het dit klaar gegee. Abraham was die vader van nasies genoem in Genesis 17 vers 5. En gesê, Abraham, ek maak jy die vader van nasies. Jy is die vader van nasies, voordat hy ooit nog 'n kind gehad het. Dis baie interessant. Amen. En die Here het ons op dieselfde manier daardie geloof in ons harte geplaas alreeds in sy gees om te vertrou vir dit wat nog nie eers manifesteer nie, dat het reeds al is. Want die Bybel sê ook in die boek van Romeine 4 vers 17, God calls the things that are not as if they are. Amen. Dit sê, ek roep die dinge wat nie bestaan nie, asof het reeds bestaan in jou lewe. Amen. Daai dinge wat jy dink, moet ek nog by uitkom. Die Here sê, ek het dit klaar geroep in jou lewe in. Jou genesing in jou liggaam. Amen. Jou standvastigheid, jou vooruitgang, jou seëninge, jou finansiële vooruitgang. Al daardie dinge het die Here gesê, ek roep dinge wat nie bestaan nie, asof het reeds bestaan. So sien die onmoontlike, sê vir hom dankie vir die onmoontlike wat moontlik gemaak geword het. Amen. Deur die kruis van Golgotha het hy alles moontlik gemaak vir ons. Ons het lewe, ons het oorvloed, ons het seëninge wat onbeperk is. En hy sê, it will be yours, in dieselfde skrif. Faith is the evidence of things hoped for. The substance of things not yet seen, Hebreërs 11 vers 1.
Your confession agrees with the word until the invisible becomes visible. Your confession must agree with the word. So hou vas aan jou belydenis. Amen. Hou vas aan wat jy opstaan met jou mond. Jou mond is die antwoord. Amen. Dit is waarop het neerkom. Ons weet wat Markus 11 vers 23 sê. Jy moet die gesproke woord aanwend teen die berge in jou lewe. Met ander woorde, Markus 11, ek gaan dit weer vir julle lees, almal ken dit baie goed in hierdie plek, ons praat baie daaroor. Markus 11:23 sê, truly I tell you, if anyone say to this mountain, amen, anyone say to this mountain, go throw yourself into the sea, and does not doubt in their heart, but believe that what they say will happen. Dis baie mooi, nou. That you believe that what you say will definitely happen. It will be done for them. So hy sê, die sleutel insig hierso is eintlik, jou mond is die instrument van geloof. Amen. Jou mond is die instrument van geloof. Spreuke 18:21 sê vir ons baie duidelik, death and life are in the power of the tongue, and those who use it will eat the fruit thereof. Amen. Wat 'n vrug eet jy nou? Van wat jy 5 jaar terug gespreek het, wat jy vir 4 jaar gespreek het, wat jy vir 3 jaar oor gekla het, wat 'n vrug eet jy? Eet jy die negatiewe vrug wat jou eintlik vernietig, of eet jy die positiewe vrug van God se substansie, sy lewe, sy geloof in jou lewe? Hy sê, ons moet nie vir die Here die berg beskryf nie. Moenie na die Here toe kom in omstandighede van beskryf nie, hy weet wat dit is. Nou? Maar wat moet jy doen? Jy by die berg aanspreek, nie beskryf nie. Hy sê nie beskryf die berg nie. Hy sê, spreek teenoor die berge. Sê vir die omstandighede, gaan in Jesus naam. Elke vertragende gees, elke ding wat jy voel jy het vastgehaak in, elke ding wat jy voel wil nie beweeg nie, in Jesus naam, het sal vanoggend beweeg. Amen. Het sal einde kry. Die Here gaan vooruitgang bring en het losmaak oor ons vanoggend. Prys die naam van die Here. So, jou mond is die instrument van jou geloof. So sê net met jou mond vanoggend, spreek die woord, onthou jy die gouverneur van die Romeine, toe sy dogtertjie siek was, toe sy, Here, spreek net 'n woord, en ek weet sy sal gesond wees. Amen. Daar in Matteus 8 vers 8 tot 10. En toe hy in die huis inkom, toe sy gesond. Amen. En dis wat die Here doen, hy kan 'n woord spreek. Amen. Maar die geloof wat daarmee gepaard gaan, en die Here het ingekom, en hy het alles moontlik gemaak, vir daardie gouverneur. Amen. Jou stem van jou geloof, ek hou van wat E.W. Kenyon gesê, what I confess is what I possess. What I confess is what I have. Amen. So hoe spreek jy? Wat bely jy? Is jy dankbaar met jou mond? What I confess is what I possess. So hoe ontvang jy dinge? Dit wat jy wil hê, moet alreeds vir jou gegee word. Believe that you have received it. Hoe ontvang jy dit? Met jou mond. Amen. I have it. So what you confess, you possess. Kenneth Hagin het gesê, you can have what you say. Amen. You can have whatever you say. So wat wil jy sê vanoggend? Vir die omstandighede van die berg. Ek hou van 'n ander een, wat ek ook raak gelees het. What you say will become a visible reality. What you say will become a visible reality. If you steadfastly hold onto the confession of your faith, steadfastly hold to the confession of your faith, weier om negatief te praat, weier om die omstandighede te spreek, weier om die berg voor jou te spreek, maar spreek die berg aan. Amen. Weier om die berg te beskryf, maar spreek dit wat jy sien voor jou, en sê, in die naam van Jesus, jy sal beweeg, want die Here het klaar my omstandighede verander. Amen. Ons gaan verder en sien ook, dat wanneer jy aanhou met jou belydenis, aanhou om te glo, alles is moontlik, aanhou om te glo, die Here het alles vir my reeds gegee tot lewe en godsvrug aan die kruis, dan word jy soos hierdie weduwee wat voor die regter gekom het, daar in Lukas 18 vers 1 tot 8, en dan hy het by die regter gekom het en gesê, beslis my saak, en die regter het die woorde gespreek en gesê, ek moet die weduwee se saak beslis,
ander gaan sy eendag kom en my deur my gesig slaan. Wat ek eerder dit van gee, wat sê Jesus daaroor? Hy sê, she kept coming, will not God bring about the justice for his chosen ones, who cry out to him day and night? Will not God bring justice to his chosen ones, who cry out to him day and night? Mattheus 7 vers 7, ons lees het baie kere verkeerd. Ons lees, ask and it will be given. No, ask and you will receive. Soek en jy sal vind, klop en vir sy oopgemaak word. Ons lees van skrif baie keer in Mattheus 7 vers 7. Maar weet jy, het staan in die Grieks letterlik. In die Grieks staan er letterlik, keep on asking. Not just ask and receive, keep on asking, keep on seeking, keep on knocking. Dis wat in die Grieks staan. So, dit is daar's geen fout daarmee om dinge te herhaal en die hele tyd vir dieselfde ding te vra nie. Daar's geen probleem daarmee nie. Dit is sê jy kan, maar met geloof gepaard gaan daarmee. En as jy klaar gevra het, jy die dankbaarheid hê, en jy moet glo jy ontvang dit met jou mond, kan jy dit spreek en sê, ek ontvang dit Here, ek ontvang my genesing, ek ontvang die deurbraak in die naam van Jesus, ek ontvang die oplossing. Halleluja. Onthou julle ook, dit is interessant, ek weet nie of julle die verhaal gehoor het van George Miller nie. George Miller het jare gebid, en hy het altyd 10.000 havelose kinders, wat nie huis het nie. Kinders wat het hy ingeneem, en hy het vir hulle herberg gekry, en hy het 10.000 van die kinders versorg, met sy finansies. En dit is interessant, en hy sê, hy het ook nooit vir enige mens, enige cent eers gevra in sy lewe nie. Hy het vir nooit eers 'n mens 'n cent gevra nie. Hy het net gebid. En het alles het hom te gekom. Interessant, ne? En hy sê, hy het in sy leeftyd, hy het 'n boek geskryf oor, en hy sê, in sy leeftyd het hy 50.000 antwoorde op gebed gekry. 50.000 antwoorde. Dis baie. En op die einde van die dag, het hy gebid vir, ek dink het was 63 jaar lang. Het hy gebid vir iemand om tot bekering te kom, sy beste vriend. Vir 63 jaar het hy gebid, as sy vriend tot bekering kom. En die vriend het nooit tot bekering gekom nie, maar die dag toe George Miller sterf, toe kom sy vriend tot bekering. Daai gebed was beantwoord. Dis interessant, so, jy kan nooit op 'n bid nie, nooit op 'n glo nie, nooit op 'n stry nie. Jy moet altyd die Here vertrou, amen. Jy weet nooit wanneer die deurbraak gaan kom nie. Halleluja. So die Here is wonderlik, en hy sê vir ons, keep asking, keep seeking, keep knocking, and the door will be open to you. Amen. As ons die omstandighede wil verander, as ons die dinge wat in ons pad staan uit die weg wil ruim, dan moet ons 4 dinge handhaaf in ons gebedslewe, of 4 dinge in ons eie lewe handhaaf. En die eerste een is Markus 11:25, want toe Jesus sê, jy sal met die berg praat, en die berg sal met die see gewerp word. Wat sê hy daarna? Jesus sê die volgende woorde, Jesus says, forgive so that my Father may forgive you. Forgive so that my Father may forgive you. So onvergifnis is die beperking van die rivier van gebed wat moet vloei in jou lewe. Dis die damwal, as letterlik. Amen. Dan berg jy al die goed op in jou lewe. Jou hart word so besoedel met die slyk van daardie dam, en dit word later 'n stagnerende poel, waarin jy nie vooruit gaan kan maak. Jy kan niks vloei uit. Weet jy hoekom is die dooie see dood? Hy het geen invoer nie. Hy het geen toegang nie. En hy kan ook nie gee nie. Die dooie see is interessant. Hy gee nooit, hy het geen uitlope om te gee nie. So hy release niks nie. Dit beteken, onvergifnis laat hom stagneer, en alles in die Rooi See, in die dooie see, bedoel ek, is dood. Dis alles stagnerend en dood. Niks gebeur daar nie. So, as ons kyk daarna, dan sê die Here vir ons, onvergifnis die eerste ding, dan ook twyfel. Jakobus 1 vers 6 tot 7 sê, the one who doubt is like a wave of the sea. That person should not expect to receive anything from the Lord. So as jy eintlik in jou hart twyfel, moet jy nooit dink jy gaan iets van die Here ontvang. So waar kom dit? Jakobus praat ook in dieselfde gedeelte van 'n dubbelhartige mens. Hy bid nou,
en hy bid positief. Net na dit spreek hy negatief. Dan is hy dubbelhartig. En dis hoekom baie mense se harte is nie gegrondves aan die woord van God nie. Hulle gee nie hulle harte vir die woord nie. En dis hoekom hulle harte twee omstandighede beleef. Omstandighede van geloof, omstandighede van twyfel. En dis hoekom hulle nooit iets kon ontvang by die Here nie, want hulle het 'n dubbelhartige gees. Verkeerde motiewe, Jakobus 4 vers 3. When you ask, you do not receive because you ask with the wrong motive, that you may spend it in your own pleasures. Interessant, né? Ek gaan, ja, daar's op 'n stadium 'n man wat na my toe gekom het en gesê, pastoor, ek het 'n diamant besigheid. As jy die diamante, as jy vir my bid, en die Here gee vir ons diamante, gaan ons 'n groot kerk bou, en ek gaan ook genoeg kan hê, vir myself. En toe hy woorde sê, toe sê ek, Here, ons gaan bid daaroor, is fine, ons gaan bid daaroor, ons het gebid daaroor, maar ek dink nie sy motief was op die einde, om die kerk te help nie, en sy besigheid het nie suksesvol uitgedraai nie, uitgewerk nie. So met ander woorde, vrees ook, 2 Timoteus 1 vers 7, God has not given us a spirit of fear, but of power, love, and a sound mind. Fear and faith cannot occupy the same heart. Geloof en vrees kan in dieselfde hart woon nie. Die Here het jou nie 'n gees van vrees gegee nie. Amen. Maar 'n gees van krag, van liefde en selfbeheer. Vrees is eintlik die gif vir geloof. So met ander woorde, jy moet altyd jou bekommernis op Here werp. Dis hoekom Filippense 4 sê dieselfde. Werp jy bekommernis op hom, want hy sorg vir jou. As jy kom met versigtinge, met smekinge en met danksegginge, dan sê Here, hier's my bekommernis ook sommer. Vat dit net op die Here, want ek kan dit nie alleen dra nie. Ons verlede keer daarna gekyk, Josafat, toe al die weermag toe op pad te staan, toe sê Here, ek weet nie wat moet doen nie. Hier's my bekommernis, Here, ek het vrees. Ek weet nie hoe gaan dit uitwerk nie. En Here sê vir Josafat, sit die aanbidders voor, dat geloof opgewek kan word in die midde. Sit die prys voor. Amen. So as jou hart vol vrees raak, begin die Here te prys, begin hom te eer, begin hom te loof. Amen. Vrees verdwyn net so, as die Here begin prys. Amen. Dis een van jou teenmiddels vir vrees, jy moet prys. Amen. Die mate van jou prys is die mate van hoe die omstandighede lyk. Die grootte van jou berg bepaal die grootte van jou prys. Amen. So hoe meer jy prys, hoe meer word jou hart opgerig en geloof, hoe meer kan jy die Here vertrou vir daardie deurbraak. En dis hoekom dit so belangrik is, vrees kan nie dieselfde hart okkupeer as geloof nie. So met ander woorde, as ons geantwoorde gebede wil sien, is die onvergifnis deel met dit. Jou ongeloof deel met dit in die woord. Jou verkeerde motiewe en die vrees wat jy partykeer in jou lewe het. So kom ons kyk na 'n paar ouens. Daar is 'n wolk van getuienis wat Hebreërs van praat, né? En daardie wolk van getuienis spoor ons aan. Die Bybel sê in die boek van Hebreërs 12, kyk dat ons nou so 'n groot wolk van getuienis het wat ons aanspoor en sê kom aan, julle kan dit maak. Wie is die wolk van getuienis? Die gelowiges wat gesterf het, wat in die hemel is. Hulle kyk na ons elke dag en doen later ons geloof en hulle, ek dink dit is baie keer teleurgestel hoe ons geloof lyk. Daar is geloof gehad. Nou, as ek gou vinnig Moses kan noem. Moses strek die staf uit in die Rooi See. Gaan oop. Daar in Exodus 14. Josua beveel die son om stil te staan in sy plek. Amen. En die son staan stil in sy plek tot die geveg verby is. Daar in Josua 10 vers 13. Elia bid dat die vuur moet val op Agab en sy manskappe op die soldate wat hom kom konfronteer het by die berg. Hy bid dit 3,5 jaar lang het nie reën nie. 1 Konings 18. Daniel het die leeu se bekke sien sluit. Petrus bid en die kettinge val van sy arms af. Eintlik het hulle geprys. Hy en Paulus en Silas, Paulus en Silas en Petrus ook, was op 'n stadium ook in die tronk gewees, en die hek het vir hom oopgegaan, en het uit die tronk uitgestap. Amen, al daardie manne het geweet wat geloof is, om te prys, om te eer, om die kettinge te sien afval, om uit die tronke uit te stap.
En dit is wat die Here doen. Die vrou met die bloedvloeiing probleem. Een aanraking van die Here Jesus het 12 jaar se lyding beëindig in haar lewe in Markus 5. So ons is in 'n goeie plek vanoggend. Ons weet dat die Here vir ons alles moontlik gemaak het en dit het gebeur alles. Die grootste onmoontlike ding het moontlik geraak of moontlik geword by die kruis. Waar sonde mee gedeel is. Want sonde was die skeidsmuur van die mens. Sonde was gedeel en daar was geen menslike oplossing vir die wêreld nie. Die hele mensdom was 'n sonde ontvanging gebore. En is 'n sonde vasgevang gewees. Die menslike oplossing het nie bestaan nie. En toe die Here kom, het hy 'n ander standaard opgerig. 'n Standaard van moontlikheid. 'n Standaard van geloof. 'n Standaard van die onmoontlike raak moontlik. So met ander woorde, hy het gelewe saam met ons in die wêreld. Sy lewe het 'n gelewe om soos ons te wees, met onsselfde lyding, met onsselfde swakhede, met trane, hy het ook gehuil, hy het geween, hy het ook die pyn ervaar wat die mense ervaar het, hy was mens en hy was God in een, hy het gesterf, amen, en hy het opgestaan uit die dood uit, dood kon hom nie vasthou nie, dood kon hom nie bind nie, in Romeine 8:32 sê hy, he did not spare his own son, almal ken die gedeelte, so baie goeie skrif en julle kan dit gereeld gelees. Van Romeine 8 vers 30 tot die einde. He did not spare his own son. How would he not also, along with him, graciously give us all things? He gave the best to mankind. Hy het Jesus gegee vir ons almal. So, as die Here die grootste onmoontlike kon regkry, die Jesus wat gesterf en die dood laat opwek, en vir ons die hemele open, om enige tyd in te gaan met geloof, met vaste vertroue, vir die troon van genade, daardie onmoontlike dimensie het moontlik geraak, dat 'n mens, eenvoudige mens kan instap, in die bonatuurlike in, voor die troon van genade, en as jy glo in dit wat moontlik gemaak is, en sê, Here, ek weet, ek staan vir die troon, en ek staan vir die troon van genade, en ek vertrou U vir die onmoontlike, wat moontlik word in my lewe. As die Here die grootste onmoontlikheid kom moontlik maak, kan hy jou probleem hanteer. Amen, verseker. Dan kan hy jou probleem hanteer. So, dit wat hy doen vanoggend is, hy wil ons inspireer deur sy woord, en sê, ek maak die onmoontlike moontlik. Baie van ons sit hier, waar die Here jou aangeraak het, amen. Die kankers het verdwyn en die goed het weggegaan van jou af en jy het bekommerd geraak daaroor en dalk was jy 'n situasie gewees wat jy gevoel het, is so oorweldigend, Here, dit maak my seer. Here, my liggaam wil net nie in lyn kom met die woord nie, maar die Here sê, hou aan prys, hou aan jou mond op die regte plek sit, hou aan om jou moontlik te spreek en my te vertrou. En die Here sê, ek kan jou probleem hanteer. Amen, want hy het die beste gegee. Hoeveel te meer, sal hy ook nie die ander dinge vir ons gee, wat ons begeer, die sê hy in Romeine 8. Amen. So moet jou hart instel wees vandag nie. Moet jou hart kwel oor dinge, wat jy nie kan hanteer nie. Gee dit vir die Here vanoggend. So, ons bid, dat jou moontlike vanoggend moontlik word. So, moenie hier uitgaan vanoggend, en twyfel in jou hart nie. Dieselfde God, wat die oseane oopgemaak het, dieselfde God wat die son laat stilstaan het, dieselfde God wat die dooies opwek, is ook hier met ons vanoggend. Amen. En hy is dieselfde God wat jou uitnooi en sê, whatever you ask in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. Amen. En Smith Wigglesworth het 'n baie interessant ding gesê, wat ek baie verhou. There's nothing impossible with God. All the impossibility is with us. We measure God by the limitations of our own unbelief. En dis waar. Mense meet God aan die beperkings van hulle eie ongeloof. Is dit so nie? Mense beleef God baie keer as 'n God wat ver is, wat nie daar is nie. Weet jy hoekom? Want hulle meet die Here teen hulle eie ongeloof. As jou hart vol geloof is, Smith Wigglesworth was een van die mense, hy was 'n loodgieter.
Sy vrou was 'n prediker van die Methodiste kerk in Engeland. En hy was 'n baie ongeskikte ou gewees, baie bombasties. En hy het in die aande van die pub afgekom. Hy klim uit die venster en sneeuw dit buite. En hy klim uit die venster en die vrou wag vir hom met die pan. Nee, nie met die pan, nie met die Bybel. En as hy inkom by die venster inklim, dan toe sê sy vir hom een aand, Smith, you will preach next Sunday. God said to me, you will preach next Sunday. Hey, I'm not gonna preach. En in die geheim het Smith Wigglesworth altyd die Bybel gelees. Hy het die Bybel baie gelees, baie. Hy wil die Here ontdek het in die Bybel. En hy het nie geweet in die proses, het God vir hom baie geloof in sy hart gegee nie, omdat hy so lief was vir die Bybel. Want sy vrou het die Bybel gelees, en hy moet ook maar net pretend, hy ken die Bybel, as hy sonde ook by die kerk is, hy ondersteun sy vrou. En op die einde van die dag, toe die Here hom red, toe breek hy soveel dinge deur, en die wonderwerke vloei deur Smith Wigglesworth. Hy was so 'n aardige prediker, hy het mense geklap, en dan gaan die doofheid weg, letterlik geklap. Dan vra hy van Smith, why do you hit the lady? I don't hit the lady, I hit the deafness, I hit the deaf spirit, sê hy. Hy het hulle geslaan in die maag, en val die kankers uit hulle uit. Daai tipe dinge, hy het 'n aggressiewe geloof gehad in die Here. Ek sê ons gaan mekaar staan in die plek vandag nie. Maar wat ek sê is, dat ons by 'n plek kan uitkom, waar ons God vertrou. Nog 'n ding wat ek vir julle kan quoteer. Your prayer, your effort, and fastings for many years are not lost. Your prayers, your efforts, your fasting, your agony, your cries are not lost. This is the time you have been praying for the breakthrough. Amen. So die Here weet wat jy gebid het. Hy weet wat op jou hart is. Hy weet wat jy die meeste begeer, en hy gaan dit vir jou gee. Ek sluit af met hierdie ene, Jeremia 32 vers 27, I am the Lord, the God of all mankind. Is anything too hard for me? Wat is die antwoord? Nee, niks is te hard vir die Here nie. So bid altyd met vrymoedigheid. Bid asof jy lewe daarvan afhang. Bid en kom voor die Here en soek sy aangesig. Bid in jou moontlik gemaak word. En sien die Here draai dit om vanoggend vir 'n getuienis vir jou lewe. Amen. En is altyd op my hart te speel vanoggend, dat julle dit sal begryp vanoggend, wat geloof werklik is. En hoe jou hart te bewaar, dat jou hart nie verswyk of swak word in die omstandighede nie, maar dat jy altyd jou oë op Jesus kan hou, die begin of einde van jou geloof. En weet maar, hy is daar in elke omstandighede. Hy is daar in elke situasie. En onthou net, die berge sal skuif as jy jou mond aanwend en spreek soos die woord sê, jy moet spreek. Amen. Halleluja. Gisterand was daar 'n klomp musiek geweest van Klusie se kant af gekom, het jy dit gehoor? En nie gehoor nie, ek het dit duidelik gehoor. Maar dit was soos 'n dromme wat hulle gespeel het. En ja, dan slaap julle baie vas. Maar dit was baie oorweldigend. Maar dit is interessant, dat het probeer jou onstuimig maak. Maar die oomblik as jy net begin, bietjie in tale bid, met die Here praat, dan oorweldig die vrede van God jou. Amen. En jy kan lekker rustig slaap en vars opstaan. Maar mag die Here ons help om hierdie woord te besef en te begryp vanoggend. Amen. Ek vir julle baie gegee vanoggend, maar ek hoop ons kan uit die plek uit gaan vanoggend met weer 'n nuwe geloof wat opgewek is, met 'n situasie wat jy dalk konfronteer vanoggend, waar die Here sê, ek het dit reeds vir jou bepaal. Ek het reeds vir jou die beste bepaal in jou lewe. Al wat jy moet doen is, glo dat jy het ontvang het, en dit sal wees volgens wat jy spreek. Amen. En wat jy glo in jou hart. Ons ontvang dit vanoggend met dankbaarheid deur die woord van die Here. Amen. Loof die naam van Jesus. So kom ons kom vir die Here, kom ons bid saam, dat die Here ons help, ons geloof help vanoggend, en mag die Here alle pyn en alles uit ons lewe verwyder vanoggend, mag die Here se naam geheilig word in Jesus naam. Vader, ons sê vir die baie dankie, ons kom vir die troon van genade, Here, en ons vir die baie dankie sê vir elke oomblik in die teenwoordigheid. Dankie dat U ons deur die woord help en inspireer, Here, om soos die manne van ouds, die wolf van getuienis te besef. Ons geloof is in 'n goeie plek. Here, want as hulle dit kon regkry, sê U ook, ons kan dit regkry. Here, help ons om soos die Joshua's en die Moses'e
en die Petrusse en die Paulusse te opereer, en soos Jesus self te opereer, om te sê, Here, wanneer ons dinge spreek, sal dit gebeur wat ons spreek, sal die oplossing daar wees. Vader, ek dankie vir elkeen wat daardie tipe geloof het vanoggend. Here, dankie dat U ons vol met daardie tipe geloof, Here, en ons help om by dit uit te kom, wat U wil hê ons moet uitkom. Die lewe en die lewe in oorvloed. Vader, dankie vir elkeen wat luister aan die woord, Vader. Mag die woord na dit toe kom op 'n besonderse wyse. En mag dit, Here, so oorweldigend wees, Vader, dat dit alle twyfel en 'n manier, aan alles, Here, wat 'n beperking is vir hierdie mense, Here, dat die weggeruim word. Here, dit is onder ons voete. Ons triomfeer oor dit in Jesus naam. Ons is die kop en nie die stert nie. Ons is bo en nie onder nie. Dankie, Vader, U wend ons aan in die lewe. Here, om die werke van duisternis te vernietig. Here, om te sien dat vestings breek en vestings val, en ons in 'n goeie plek vanoggend, Here, die plek waar U ons wil hê, in die teenwoordigheid, by Jesus Christus ons Here, deur die Heilige Gees se krag in ons lewens. Gees van die Here, wek in ons harte 'n beter geloof. Gees van die Here, wek in ons lewens, Here, die standvastigheid en die krag om die woord aan te wend deur ons monde en te spreek soos U woord sê ons moet spreek. Heilige Gees, mag U die woord in ons monde 'n tweesnede swaard maak om te sny waar dit moet sny vanoggend, Here. En ek spreek vanoggend oor elke lewe, oor elke gedagte, lewe in oorvloed, Here. Oor elke liggaam, Here, wat gebroken is, oor elke situasie wat het lyk of het nie wil beweeg nie, Vader. Ons spreek genesing in die naam van Jesus. Ons spreek elke berg in die see gewerp in Jesus naam. Ons spreek alle situasies, Here, onder die klank en die woord van geloof in Jesus naam. En dit sal nie meer verder ongeloof saai nie. Dit sal nie meer verder negativiteit bring in ons lewens nie, Here. Ons kies om in geloof te wandel. Ons kies die moontlike wat lyk of dit onmoontlik is. Want Jesus Christus is die God van die moontlike. Hy maak alles moontlik. Vader, daar's niks te hard vir U nie. Daar's niks onmoontlik by U nie. En ons weet, Vader, U het dit reeds gedoen. Ons ontvang dit vanoggend met dankbaarheid, met oorvloed, met seëninge, met dankbaarheid in ons harte, Here. Ons weet nie partykeer wat om te doen, Here, maar ons vertroue en ons oë is alleen op U. Here, gee ons die standvastigheid, gee vir ons die geloof, gee vir ons die vaste vertroue, Here, gee vir ons die prys om die omstandighede te oorwin. In Jesus naam bid ons dit, Here. Ek dank U vir dit. Ek dank U vir dit vanoggend in Jesus naam. Halleluja. Halleluja. Dankie, Here. Laat die Heilige Gees 'n bietjie werk met ons vanoggend. Daarby sit. Vertel die Here